Amen. Openbaring hoofstuk 10. Ek praat vanmôre en ek is regtig baie opgewonde oor vanmôre se woord. En ek wil vanmôre 'n bietjie met jou praat oor die tema bitter soet. Nou dit is nie 'n Hilda van Sewende Laan se kombinasie nie. Ek wil werklik vanmôre 'n bietjie met jou praat oor die bitter soet wat in die Bybel is. En ek dink ons almal het die tragiese verhaal van nou Charlie Kirk so 'n paar weke terug beleef en ervaar. Ek moet eerlik wees dat voor hierdie hele gebeurtenis het ek nog nooit van hom gehoor nie. Maar ons bly in Hartbeesfontein. Maar die oomblik toe ek sy videoetjies begin kyk en kyk waar vrou Charlie Kirk gestaan het, toe besef ek een ding, die lewe gaan oor die bitter en die soet. Die woord van die Here gaan oor die bitter en die soet. En ek haal my hoed vir hom af, vir 'n man wat nie net die soet van die Bybel verkondig het nie, maar ook die bitter. En ek wil vanmôre vir jou sê, dat ons gaan in 'n era in 'n tyd in, waar die soet van die Bybel sowel as die bitter moet verkondig word. En daarom wil ek vanmôre so 'n bietjie met jou praat oor die bittersoet van die Bybel. Ons is die naweek wat verby is, ons was so 'n bietjie daar in die Drakensberge, en vroeg die oggend terwyl ons koffie drink, hoor ek hoe Ian en sy vriendin wat saam was, praat hulle oor die bittersoet van Openbaring. En ek het niks van daai ontbyt gehad nie, ek het niks van daai dag gehad nie. Dit was iets in my kop wat gemaal het, die bittersoet. En ek het dit gaan opsoek en die Here sê, dis tyd dat die kerk van Jesus, wie is die kerk? Ek en jy, dat ons die bitter en die soet van die Bybel gaan begin omhels en 'n deel van ons lewens maak. Openbaring 10 vanaf vers 8. As jy 'n plek het, sê amen. En die stem wat uit die hemel gehoor het weer tot my gespreek en gesê, gaan, neem die geopende boekie in die hand van die engel, wat op die see en op die land staan. En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem dit en eet dit op. En dit sal in jou maag bitter wees, maar in jou mond sal dit soet soos heuning wees. Vers 10. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en ek eet dit op. En in my mond was dit soet soos heuning, maar toe ek dit geëet het my maag bitter geword. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en aan die konings. Ek praat vanmôre met jou oor die bittersoet van ons evangelie. Nou, hierdie gedeelte is 'n mooi gedeelte en ek dink baie kere omdat dit Openbaring is, lees ons dit nie, want ons is so 'n bietjie skrikkerig vir Openbaring, maar dit is regtig 'n juweel wat opgeteken is hier in Openbaring 10 vanaf vers 8 en ek wil dit so 'n bietjie uitbrei vanmôre vir jou. So wat gebeur hierso? Johannes is besig om 'n visioen te sien hoe 'n engel uit die hemel uit neerdal. Nou, hierdie engel het 'n paar dinge wat belangrik is. Die eerste plek het hierdie engel 'n boekie wat hy vashou. In die tweede plek wil ek hê jy moet weet dat hierdie engel staan met 2 voete op 2 verskillende goed. Hy staan met die 1 voet op die land en die 1 voet op die water. Wat vir my sê dat hierdie engel het gekom met 'n doel om 2 verskillende pole aan mekaar te kom verbind. Hy sê kyk gou, hierdie engel het 'n boek in sy hand. Hy het 2 bene en die Bybel sê nooit iets net toevallig nie. Hy beskryf spesifiek dat die engel staan met 'n voet op die water en met 'n voet op die land. En dan kom hy sê, en die Here sê vir hom, gaan na die engel toe, en dan vat jy hierdie boekie. Vat hierdie boekie uit die engel se hand uit, en hoor gou, ek sou gesê, vat die boekie en lees dit. Spandeer tyd met hierdie boekie. Maak hierdie boekie jou eie. Weet presies wat in hierdie boekie staan. Bewaar dit. Gaan vertel vir die mense. Nee, hy sê, en die Here sê vir hom, vat hierdie boekie, en dan eet jy hierdie boekie op. Jy moet dit opeet, en hy sê, as jy dit klaar geëet het, wil ek hê, jy moet weet, daar gaan 2 dinge met jou gebeur. In die eerste plek, gaan dit 'n soet smaak, soos heuning in jou mond wees, heerlik. Hy sê, maar, as jy dit klaar geëet het, gaan daar binne in jou maag 'n
bitter ervaring wees. En dan sê hy hierdie verskriklike woorde. Hy sê, Johannes, gaan en gaan verkondig, gaan profeteer, gaan vertel vir 'n wêreld, vir 'n nasie, vir volke en tale en vir al die konings dat die evangelie van Jesus is nie net soet nie, dit is ook 'n bitter ervaring. En daarom wil ek vanmôre met jou praat oor, want die Here het vir my die opdrag gegee en gesê, gaan verkondig dat die evangelie van Jesus is van Openbaring tot met Genesis, en jy kan nie sekere dele uithaal nie. Daar's die soet, maar daar's ook die bitter ervaring. Hierdie boekie wat Johannes moes opeet, is tog niks anderste as die woord van die Here nie. Die Bybel, die volle evangelie, die nuus, die hele wet van die Here Jesus. En nou kom hy sê vir Johannes, jy moet dit opeet, heeltemal. En dan weet ek dat ek en jy ken die Bybel. Die Bybel het homself aan ons kom voorstel, daar in Psalm 119 vanaf vers 5, hierdie boek wat opgeëet het. Hy sê, hy is die lig vir ons pad. Hy sê ook in Psalm 119 vers 105, dat is nie net 'n lig vir ons pad nie, dis ook 'n lamp vir ons voet. Hy kom daar in Hebreërs 4 vers 12, dan sê, dat hierdie boekie is die swaard met 2 skerp snydende kante, wat deur murg en been en deur die gewrigte wil sny, en die beoordelaar is van ons hart en ons gedagtes. Hy kom verder daar in Efesiërs 6 vanaf vers 19. Hy sê dat hierdie boekie is die swaard van die Gees, die wapenrusting wat ons moet aantrek, waarsonder ons nie die geveg kan veg nie. Hy kom verder daar, Matteus 4 vers 4. Hy sê dat hierdie boekie wat Johannes moes opeet, is die brood van die lewe. Ons kan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit God se mond uitgekom het. Hy kom in Lukas 8 vers 11, dan sê hy, hierdie boekie is die saad wat God in ons lewens wil saai, en as ons toelaat, gaan dit 'n groot boom word, waarin die voëls kan nes maak, en die evangelie kry nuwe waarde binne in ons. Hy kom ook in Jakobus 1:27, dan sê dat hierdie boekie wat Johannes moet eet, is soos 'n spieël waarin ek en jy moet kyk, waarin ons lewens moet reflekteer, om te kyk hoe naby aan die woord is ons, hoe heilig is ons, hoe lyk ons soos Jesus. Hy sê, as jy dit nie doen nie, is jy soos 'n man wat in 'n spieël kyk, en as jy omdraai, dan het jy vergeet wat jy gesien het. Hy gaan verder, hy sê, dat hierdie boekie wat Johannes geëet het, Jeremia 23:29, hy sê, dis 'n vuur wat verteer, wat alles wat nie van God is nie, kom wegbrand. En dan sê Jeremia 23:29, hy sê, hierdie boekie is 'n hamer, wat stik en slaan, wat nie van God is nie, en net die beste vir ons na vore toe bring. Besef jy vanmôre, dat Psalm 147 sê, dat hierdie boekie wat Johannes moet eet, is die balsem wat ons gesond maak, wat ons reinig, en wat ons voed na gees, na siel, en na liggaam. Besef jy dat daar die boekie wat Johannes moet eet, 2 Timoteus 3 vers 16 sê, dat dit is deur God ingegee, tot rigting, teregwysing, tot lering, tot alles wat ons nodig het. En nou kom die Heilige Gees en hy sê vir Johannes, eet hierdie boekie op. Met ander woorde, eet al hierdie fasette van God se woord, moet jy opeet, Johannes. En daar kom 'n tyd, hoor vir my, en ek gaan net nou verder praat daaroor, daar kom 'n tyd dat ek en jy weer die hele woord van God moet opeet, nie net die balsem nie, maar ook die vuur en die hamer. Ons moet alles begin opeet, want die tyd is min. En dan sê hy, Johannes, wanneer jy dit geëet het, gaan daar 'n soet smaak in jou mond wees. Kan ek gou jou hand sien? Vir wie is die Bybel soet? Soos heuning. Sjoe. Wanneer jy bietjie omgekrap is in jou gees en jy spandeer so bietjie tyd in hierdie woord, dan is dit soos balsem. Dit maak jou skoon, dit kom gee jou vrede. Wie het onlangs 'n belofte van die Here gelees? Marona, dit is soet soos heuning. Die Here wat 'n belofte gee en sê, ek is met jou, ek is by jou, jy's nooit alleen nie, ek is saam met jou, ek is jou geneesheer. En wanneer ek dit lees, dan sit dit vir my soet soos heuning toe neer. Die Bybel is vol troos, vol stigting, vol bemoediging, vol hoop. Psalm 119 vers 103 sê, hoe soet is die beloftes van die Here, dit is soos heuning in my mond.
En wanneer ek tyd spandeer met God se woord en hoe meer ek die Bybel lees, hoe soeter word dit. Dit vul my hart met blydskap en sekerheid dat as God vir my is, wie kan teen my wees? Die Bybel sê daar in Psalm 19 vers 11, hy sê, die bepalings van die Here is soet soos heuning. En hoe meer ek daardie heuning eet, hoe meer wil ek van daardie soetheid hê. Dit gee lewe. Dit vul my gees. Esegiel 3 vers 3 sê, en toe ek dit geëet het. Wat het hy geëet? Hy het die woorde van die Here geëet. Hy sê, en toe ek dit geëet het, was my mond vol van die soetheid, soos van die heuning. Sjoe. Die Bybel is soos heuning. Dit is iets wat jy kan geniet. En ek wil vir jou aanspoor vanmôre, spandeer tyd met hierdie heuning. En hoe meer jy hierdie heuning gaan eet, hoe soeter gaan jou lewe verander. Maar dan kom hy verder en sê vir Johannes, dit is bitter mooi dat dit soet is. Dit is bitter mooi dat dit lekker is. Dit is toch lekker om iets te eet. Ek maak elke Sondag vir my so heuning mengsel. En as ek daardie heuning mengseltjie so gemeng het, dan vat ek so 'n groot lepel van daardie heuning. Dis die heerlikste vars heuning. Dis heerlik. Hy sê, maar Johannes, hoor mooi, dit is nie net soet nie. Dis ook bitter. Dis ook bitter. Die Bybel bring nie net beloftes nie. Dit bring nie net seën nie. Dit bring nie net voorspoed nie. Nee, daar's ook 'n deel van oordeel, van swaar kry, 'n oordeel en 'n straf en sondebewustheid. Johannes, dis 'n swaar woord, maar jy kan nie net die soet gaan verkondig nie. Jy moet iewers ook die bitter gaan verkondig. Jy sien die evangelie vra van my dat ek en jy gehoorsaam moet wees, dat ons selfverloning moet doen, dat ons vergoeding moet doen, dat ons nie moet oordeel nie, dat ons moet lyding ervaar en dat ons waarlik tot bekering moet kom, anders te gaan ons ook die loon van die sonde ervaar. Verstaan jy vanmôre dat die boodskap is eintlik baie moeilik. Dis nie net soet nie, Johannes, daar's ook 'n swaarder kant, 'n dieper kant, 'n bitter kant, dat as jy nie dit doen nie, kan jy nie die soet ervaar nie. Dit is twee kante van 'n muntstuk. Maar baie van ons wil net die soet hê. Ons wil net die mooi hê. Ons wil net die beloftes hê. Ons wil net die troos hê. Ons wil net alles wat wonderlik is van die Here wil hê. Maar ons wil nooit die munt omdraai om te kyk dat daar's ook 'n belofte. As jy die regte ding doen, sal dit goed gaan. Maar as jy nie die regte ding doen nie, gaan dit ook met jou swaar gaan. Daar's 'n belofte en daar's oordeel. Daar's vreugde en daar's swaar. Daar's lewe en daar's dood. Daar is hoop en daar's straf. Hoor gou, daar's 'n hemel en daar's 'n hel. Ons kan nie net aan die soet vashou nie. Ons kan nie net die soet heeltyd eet nie. Ons moet ook na die bitter kant toe gaan. Sien, die woord is soet vir hom wat glo. Maar is bitter van hom wat dit nie glo nie. Dis bitter vir hom wat dit nie aanvaar nie. En nou kom Paulus in Handelinge 20 vers 27. Hy sê, ek het julle die hele plan van God verkondig. Die hele plan. Nie net die soet nie, nie net mooi nie. Daar's ook iets anders wat verkondig moet word. En nou Paulus sê, ek het aan julle verkondig die bitter sowel as die soet, sodat jy nie eendag kan sê, maar ek het nie geweet nie. Jy sien, die Bybel is nie 'n feel-good boek nie. Dis nie 'n feel-good movie nie. Dit is nie net van feel-good, en as ek die Bybel oopmaak, dan voel ek goed nie. Nee, daar's sekere dinge wat hierdie wetboek van my en jou verwag, en dis die bitterkant, want die Christene wil dit nie meer doen nie. Ons wil net die heuning hê. Ons wil net die mooi hê. Charlie Kirk het gesê nee. Ja, daar's mooi beloftes, daar's mooi dinge, maar hierdie is sonde. Hierdie is verkeerd. Hierdie is nie wat God van 'n kind van die Here verwag nie. En ek kyk 'n paar videoetjies van hom, en wanneer iemand hom 'n vraag vra, dan het hy nie so teruggedeins om te sê, nou moet ek mooi antwoord, want daar's mense wat my dop hou, en ek moet mooi antwoord, want ek moet die regte dinge antwoord nie. Nee, hy was onmiddellik om te sê, daar is ook 'n bitter kant, daar's ook 'n kant van repentance, daar's ook 'n kant wat jy bewus moet word van die sondes. Daar is nie net die mooi nie, daar's ook die swaar. Ons mag nie dele van die Bybel uithaal nie. Ons kan nie dele van die Bybel wegvat en sê, "Sjoe,
Ek voel nie vanmôre soos Jeremia se kant nie. Ek voel nie vanmôre soos Esegiel nie. Nee, ek wil maar hier in die evangelies van genade rondwaai. In 2025 het ons 'n generasie gekry wat nie meer wil tyd spandeer met God se woord. Weet jy hoekom nie? Want dit is moeilik. Dis konfronterend. Dit pas nie lekker in my menswees in nie, want daar word goed gesê waarvoor ek nog nie gereed is nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, kom gereed. Kom gereed. Wees gereed. Die tyd is min. Die soet is heerlik. Maar as jy die soet begin geniet, dan gaan jy die bitter kan hanteer. Kan ek dit gou gewees sê? As jy die soet geniet het, gaan jy op 'n plek kom waar jy die bitter kan hanteer. En ek begin wonder en ek sê, Here, hoe bring ek die soet en die bitter bymekaar uit? In 'n era 2025 waar alles die mekaar is. As jy nog nie agtergekom het nie, dis die mekaar daar buite nie, moet jy jou huis verlaat. En ek bid en ek sê, Here, help my om hierdie goed bymekaar te bring. Ek wil nie net die soet hê nie, ek wil ook die bitter hê. Ek wil nie net die soet preek nie, ek wil die bitter ook preek. En Here sê, ek het so 'n paar goedjies wat jy vir my kinders moet gaan sê. Kan ek gou die kinders sien? Nommer 1. Ek en jy, ek sluit myself in, sal moet begin om die woord van die Here te eet. Vers 9 sê, die gees van die Here vir Johannes, eet hom op. Nie net 'n stukkie nie. Nie net hierdie begin nie. Hy sê eet hom op. Ek onthou baie jare terug, was daar 'n advertensie van Blossom. En dan die ou oom sy hoed so afgehaal en dan het hy die Blossom so op die hoed gesmeer en dan het hy die hoed so geëet, dan sê hy Blossom is goed vir enigiets. Wie kan dit onthou? As jy my net so kan eet nie, smeer Blossom aan. Maar jy moet op 'n plek kom waar jy die woord van die Here eet, daagliks eet. Met alles wat jy het, moet jy die woord van die Here eet. Hy sê, Johannes, eet dit. En ek en jy kan nie die woord van die Here letterlik eet nie, maar ons moet begin tyd spandeer met die woord. Ons sal dit moet begin bepeins, ons sal dit moet opneem, ons sal dit moet begin oordink, dag vir dag, sê die woord van die Here. Josua 1 vers 8 sê, bepeins die woord dag en nag. Bepeins die woord. Dit praat daarvan dat jy nie net die woord lees nie, jy oordink dit. Jy bepeins dit. Jy vat 'n gedeelte en dan bid jy en dan sê jy, Heilige Gees, kom openbaar dit aan my. Praat met my. Vertel my wat ek hier moet doen. Jy hoor gou mooi. As jy nie kos eet nie, sterf jy. As jy nie die Bybel eet nie, gaan jy geestelik doodgaan. Kos gee jou energie. Kos gee jou vitamines. Kos gee vir jou dit wat jy nodig het. Dis hoekom Matteus 4 vers 4 sê, jy kan nie net van brood alleen lewe nie. Nee, jy moet die woord van Here eet. Jy moet dit deel van jouself maak. Jy moet dit eet sodat jy kan krag kry, sodat jy vitamines kan kry, sodat jy kan sê, daar staan geskrywe. Psalm 1 vers 2 sê, my behaag is in die wet van die Here, en ek oordink dit dag en nag. My behaag is in die wet van die Here, en ek oordink dit dag en nag. Kolossense 3 vers 16 sê, hy sê, laat die woorde van Christus ryklik in my woon. Want wanneer sy woorde in my woon, en ek het opgeëet het, dan verander ek van heerlikheid tot heerlikheid. En dan word Hebreërs 5 'n waarheid. Dat ek nie meer net die melk kry nie. Ek kry nie net meer die soet nie. Ek kry ook die bitter, ek kry die vaste kos. En dan sê Jeremia 15 vers 16 sê, hy sê, toe ek die woorde van God gevind het dit my vrolik gemaak. Ek wil jou vanmôre goeie raad gee. In 2025 spandeer meer tyd met die woord as met social media. Ons volk was vir 'n week of 3 of maande, was hulle in rep en roer, omdat ons nie die woorde ken nie. Ons was in rep en roer. Gaan die Here kom, gaan hy nie kom nie. Maar as ons die woord geëet het, dan het ons geweet
wat sê die Bybel? Ons gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Die kinders van die Here het wanvoeding. Ons eet nie met die woord nie. In die tweede plek, jy moet omhels beide die soet en die bitter. Dit help nie jy eet die woord en dan spoeg jy die bitter uit nie. Jy spoeg die bitter uit nie. Nee, jy moet die bitter en die soet moet jy eet. Kom ek gee jou gou 'n voorbeeld. Ek is nie vreeslik lief vir potjiekos nie. Potjiekos is vir my bietjie die mekaar. Maar as jy dit in jou bord skep, dan sal ek my vurk vat en dan sal ek eers al die aardappeltjies uiteet en dan al die eers die koeltjies uiteet en al die boontjies, maar jy moet nie meng nie. Ek hou nie van dit nie. As jy die woord net eet, raak daar goed verlore. Jy moet hom soos 'n vurk eet, so bietjie vir bietjie pik hom uit. Jy moet die bitter en die soet, jy moet die beloftes, die seën, sowel as die opdragte, moet jy lees en dit jou eie maak. En ek sê dit weer, hoe meer jy die soet eet, hoe meer kry jy die krag om die bitter te hanteer. Aanvaar die waarskuwings in die woord, aanvaar die gevolge van sondes, aanvaar die riglyne, aanvaar dit wat die Here van jou verwag aan die bitterkant, sodat jy die soet kan geniet. Dit gaan oor best of both worlds. Dis 'n pakket. Jy kan nie die pakket oopskeer en dan sê jy, dit is soos hierdie peanuts en raisins. As ek die pakkie oopskeer, dan eet ek al die peanuts en ek gee al die raisins vir Ilse. Nee, jy moet dit alles eet. Dit gaan oor best of both worlds. Vanmôre vir jou sê, dis belangrik om die Bybel te eet. Maar jy moet hom heeltemal eet. Best of both worlds. Here, praat met my. Here, help my. Wat moet ek met hierdie ding doen? Here, ek sukkel met hierdie ding. Dit is bitter in my maag en die Here gaan jou help sodat die bitter ook kan soet word. Nommer 3. Jy moet die waarheid in liefde uitleef. As jy nou hierdie soet en hierdie bitter geëet het, dan moet jou lewe daarvan getuig. Hallo? Nou Paulus skryf 'n mooi ding. Hy sê, ek en jy is 'n brief wat geskryf is. En as ek en jy in die strate loop, as ons daar buite beweeg, as ons transaksies doen, as ons met mense omgaan, dan moet die mense sien dat hierdie persoon het die hele woord geëet, hy het alles omhels en hy's besig om dit wat in die woord is in liefde uit te leef. Dit help niks. Jy lees dit en jy leef dit nie uit nie. En dan 'n baie mooi woordjie, hy sê in liefde uit te leef. Efesiërs 4 vers 15 sê, maar terwyl ons die liefde in alles betrag. Met ander woorde, ek gaan nie my bitter en my soet op mense neerdruk nie. Ek kom in liefde. Ek kom in liefde en my lewe weerspieël dat die Bybel gaan oor albei. My geloof, dit waarvoor ek staan, reg en verkeerd, word in liefde aan mense geopenbaar, deur net om te beweeg in liefde. 'n Sagte woord keer die grimmigheid af. 1 Korintiërs 13 sê, al doen jy al hierdie dinge, al eet jy hierdie Bybel op, al omhels jy die bitter en die soet, maar jy kan dit nie in liefde daar buite uitleef nie, help dit jou niks. Jesus was tog ons voorbeeld. Toe hulle die vrou wat op heterdaad betrap is, na hom toe bring, toe sak hy op die grond neer en sê, julle wat geen sondes het nie, gooi die eerste klip. Want Jesus het liefde gehad. En hy kom in hierdie liefde, dan sê hy, hoor hierso vrou, daar's 'n belofte van ewige lewe, daar's 'n belofte van seën, maar daar's 'n bitter, jy moet stop met jou dade. En Jesus kom nie en hy gooi klippe nie, Jesus kom nie en hy doen dade nie, hy sê net, gaan heen en sondig nie meer nie. Want met my optrede, kan ek dit gou weer sê, in my optrede wandel ek so, dat mense kan sien, dat ek die hele woord opgeëet, en die soet, en die bitter, en die sout, en al hierdie goed, bring ek in my lewe saam. Ek het nie net beloftes nie, ek het nie net seën nie, ek het ook die straf, en ek is besig om dit uit te sorteer, ek is besig om die sondes te los, ek is besig om hierdie goede te los, sodat ek die soetpad kan loop. En as jy daar buite rond beweeg,
dan moet jy sê, Here, maak 1 Petrus 4 vers 8 my motto. Want die liefde het baie sondes bedek. En dan beweeg jy daar buite en sonder om 'n woord te sê, is jy net besig om 'n getuie te wees. Sonder om 'n woord te sê. Jy kan dalk die enigste brief wees wat iemand ooit kan lees wat in die Bybel geskryf is. Mag jou lewe die bitter en die soet reflekteer. En dan, as jy dit uitgeleef het, natuurlik, dan moet jy getuig. Die Bybel sê vir Johannes, hy sê Johannes, as jy klaar hierdie boekie geëet het, dan moet jy uitgaan en jy moet gaan getuig aan nasies, volke en tale, selfs aan die koning, dat hierdie boekie het 'n soet kant, maar het ook 'n bitter kant. En ek en jy, het ook die opdrag. Dat ons moet daar buite gaan en gaan vertel en vir mense sê, hoor gou mooi, ja, God is 'n God van genade, hy is 'n God van seën, hy is 'n God van beloftes, maar daar's iets wat in plek moet kom, sodat jy die soet kan ervaar. Gaan lees maar Deuteronomium 28, hy sê, al hierdie seëninge sal oor jou kom, al hierdie heuning is joune, al hierdie mooi dinge is joune, as jy gehoorsaam is aan my stem. En as jy nie gehoorsaam is nie, dan kom al daar die bittergoed wat aan die ander kant geskryf is. En ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Kyk gou vir die persoon langs jou en sê vir hom, nie jy nie, ek. Nie jy nie, ek. Ek het 'n verantwoordelikheid, net soos Johannes, om uit te gaan in 'n woeste wêreld en te sê, hoor gou, as jy die soet wil hê, moet jy die bitter ook trotseer. Ek het vir so rukkie gewonder, as ou Charlie Kirk geweet het wat sou gebeur het as hy heeltyd hierdie goed verkondig het, of sou hy opgehou het. En toe kry ek 'n videoetjie, en julle moet dit regtig gaan soek, is 'n mooi videoetjie wat hy, iemand vir hom vra, as jy sterf, wat wil jy doen? Hy sê, die dag as ek sterf, wil ek besig wees om die evangelie te verkondig. Nie net die soet nie, maar die bitter ook. Sien, ons mag nie met oor sonde praat nie. Ons mag nie. Ons het mos die poppiewet. Ek hoop net as jy in die hemel kom, gaan jy jou poppiewet saamvat. Ons mag nie oor die bloed praat nie, dit maak mense ongemaklik. Ons mag nie tyd gee vir die Heilige Gees nie, want mense voel, dis nie, hoor gou mooi, die Bybel het 'n soet en 'n bitter. Daar's seën en daar's vloek. Hy sê, ek hou vir jou voor die lewe en die dood. Kies jy die lewe. So pastoor, jy moenie weer afvat en dan kom jy met 'n groot swaar woord. Ek wil om verskoning vra. Met my laaste bid hier het ek iets gesê en ek preek en ek praat iets en toe ek by die huis kom bel ek vir Martin en ek sê Martin, jy moet op 29 sekondes moet jy vir my vir 10 sekondes moet jy iets uitsny. Want ek gaan moeilikheid kry. Sjoe. En dit pla my. Ek het 'n geleentheid gehad om vir die wêreld te vertel wat is reg en verkeerd en ek sny dit uit. En ek sê, Here, vergewe my, die Bybel is nie net soet nie. Dis ook bitter. Dis nie net soet nie, dis ook bitter. Ons moet so versigtig wees wat ons preek, wat ons verkondig, en wat jy daar buite gaan sê, en wat jy vir jou buurman gesê, hoor gou, die Here sê, moenie bekommerd wees oor wat jy sal sê nie, en daardie uur sal die Heilige Gees die woorde vir jou sê. Wees jy net 'n effektiewe getuie vir Christus. Van die soet, verseker, maar ook van die bitter. Ek wil tog nooit hê, iemand moet daar bo kom en sê, het jy my maar net gewaarsku? Het jy my maar net gesê, daar's ook 'n bitterkant. En dit bring my by nommer 5 uit. Dra jou kruis. Daagliks. Dis nie maklik om 'n Christen te wees nie. Vir wie is dit maklik? Kom aan. Dis glad nie maklik om 'n Christen te wees nie. En Lukas 9:23 sê, as iemand agter my wil aankom, as iemand die hele skrif wil eet, as hy dit wil omhels, as hy die waarheid wil uitleef, as hy wil getuig, as iemand 'n Christen wil wees, moet hy sy kruis opneem en my volg.
Dit praat van dat dit nie maklik gaan wees nie. Dis 'n moeilike stryd. Ons kan nie sê wat ons wil nie. Ons kan nie doen wat ons wil nie. Ons kan nie kyk wat ons wil nie. Ons kan niks doen nie. Ons moet altyd dit teen die skrif reflekteer. Maar vanmôre het ek vir jou gesê, dis die moeite werd om die Here te dien. Dra jou kruis. Dra jou kruis, vat jou kruis op en sê, Here, dit is bitter vanmôre om te doen wat ek moet doen, maar ek dra my kruis tot eer en verheerliking. Ek is gehoorsaam, ek doen wat U vir my vra, ek volg U wet, ek volg U gebooie. Hoekom? Want ek weet, Here, ek moet die bitter en die soet omhels. Dit beteken dat my eie begeertes, my eie gemot, my eie self, alles wat ek het, moet ek prys gee en sê, Here, U wil, U plan, U alles vir my lewe eerste. En dan is daar 'n belofte. 2 Timoteus 2 vers 11. Dat as jy saam met Jesus sterwe, kruise sterwe, sal ons ook saam met hom lewe. En as ons volhard, sal ons ook die oorwinning kry en saam met hom regeer. Dit is moeilik, amen, punt. Maar as jy saam met Christus sterwe, as jy saam met hom die kruis dra, as jy saam met hom hierdie pad loop, dan sê hy, Galasiërs 2 vers 20, ek is saam met Christus gekruisig, en ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. En dan dra ek my kruis. Maar weet jy wat, en hierdie is 'n preek vir 'n ander dag, as jy jou kruis dra, dan stuur die God Vader wat ek en jy aanbid, iemand om jou te help dra. Ek sluit af. En dan gaan ons lekker koffie drink en koekie eet. Die soet van die lewe. En as jy klaar gesukkel het om die regte ding te doen, en klaar gesukkel het om jou kruis te dra, en klaar gesukkel het om getuies te wees en in liefde te wandel, dan vra jy net die Heilige Gees. Here, ek sukkel. Kan ek gou sien wie sukkel? Here, ek sukkel. Ek het in hierdie week al 'n baie vrae gevra. Sjoe. Hoekom? Hoekom die en hoekom daai en hoekom werk hierdie nie uit nie en hoekom gebeur hierdie goed nie? En vra net die Heilige Gees. Johannes 16 vers 13. En wanneer hy kom, die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die alle waarheid lei. Here, ek weet nie meer nie. Here, ek het nie krag nie. Here, hierdie bitter is moeilik. Maar Here, dankie vir die Heilige Gees, wat met my is, wat saam met my is. En ek wil jou raad gee vanmôre, enige gebed wat jy bid, het krag. Dis woorde, dis energie. En as jy in die oggend opstaan, dan voor jy, hoor gou, ek wil jou raad gee vanmôre, voor jy jou voete uit die bed uit sit. Want as jy opgestaan het, is dit te laat. Terwyl jy nog so wakker word, dan bid jy, dan sê Here, Heilige Gees, help my vandag. Punt. Weet jy wat doen die Heilige Gees? Hy gaan jou help. Hy gaan jou help om die woord te eet, en hy gaan jou help om dit te omhels, die soet en die bitter, en hy gaan jou help om die waarheid uit te leef in liefde. Hy gaan jou help om 'n getuie te wees, en wanneer jy nie meer kan nie, dan sê hy, kom ek help jou. Kom ek druk net my skouer hier onder jou kruis in, en dan dra ons jou kruis, want die evangelie is 'n moeilike pad. In die laaste dae gaan dit nog moeiliker word. Ek wil vanmôre vir sê, hou goeie moed. Ek en jy is nie wees agtergelaat nie. Kom ons sluit ons oë. Here, ek verstaan vanmôre hoekom my stem, Jesus, want die duiwel wil hê ons moet net die soet hê. Here, U het my gestuur vanmôre met 'n boodskap om te sê, dankie Here vir die soet. Here, dankie vir die mooi beloftes, en ons wil U naam groot maak en ons wil U eer. Maar vanmôre wil ons bid, o Heilige Gees, help ons met die bitter. Help ons met gehoorsaamheid, en help ons om die sonde te los, en help ons om die pad te loop wat U van ons verwag, in die tweede myl en die onderbaadjie te gee. Here, help ons, want Here, ons kan dit op ons eie krag nie doen nie. En ek wil vanmôre kom bid, Here, dat die Heilige Gees saam met ons elkeen sal beweeg, dag na dag na dag, en ons sal help om die regte ding te doen, in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen.